Nou, ons gaan vanoggend so 'n bietjie aan, ons is besig met 'n inleidende reeks vir die jaar, voor ons dan nou die jaar tema gaan afskop, ook by die worship aand en by die 1 Februarie, by ons verjaarsdag, 30 jaar verjaarsdag. So ons praat oor die gedagte nuut en anders. En in hierdie tyd, hierdie 3 weke gesels ons oor Jesus se opstanding. Want Jesus se opstanding was die grootste nuwe enige soortige anderste iets wat die wêreld nog ooit gesien het. Nou iemand het vir my gesê, ja, maar wat van Lazarus en so, ek het dit laasweek ook genoem, ja, Jesus het hulle opgewek uit die dood, maar hulle het weer gesterf. Jesus het opgestaan, verheerlikte liggaam, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, hy het die dood oorwin. Hy self, wat God is. So ons praat so 'n bietjie oor hierdie nuutheid, hierdie andersheid wat gebeur het, in die tyd waarin dit gebeur het, en wat sê dit oor ons lewens vandag en oor ons wêreld. Nou laasweek het ons ook gesê op 'n stadium, toe die vroue nou by die graf, met die engel praat, en die engel sê vir hulle, jy weet, hy het opgestaan, hy is opgewek, sê die skrif, hulle was bly gewees, en hulle was bang. Dit is nogal 2 interessante emosies om te beleef, né? Hulle was bly oor Jesus opgestaan, want hulle het onthou, o ja, hy het gesê hy gaan dit doen, maar die vorige dag het hulle dit heeltemal vergeet. Maar hulle was ook bang, want, dis anders, dis nuut, wat gaan nou gebeur? Dit het regtig gebeur. Dan sien ons later, dan sê die vroue vir hulle moet gaan na die berg toe, daar in Galilea, Jesus gaan hulle daar ontmoet. En dan sien ons weer die skrif sê, hulle het hom aanbid, maar sommige het getwyfel. So dit is nogal kontrasterend, nee, jy aanbid, maar jy twyfel ook so 'n bietjie, want wat gaan nie aan? En laasweek, ek gaan nou nie vanoggend dit herhaal nie, gaan luister dit op ons YouTube kanaal, as jy het gemis het ons baie gepraat oor, hoekom het hulle dalk getwyfel, want die opstanding uit die dode, het die Jode in elk geval verwag, maar het was so 'n bietjie anderste, as wat hulle gedink het. Maar Jesus het hierdie twyfel raak gesien, en is Jesus nie ongelooflik nie. Hy stap nader, en hy begin dadelik hulle twyfel aan te spreek. Hy begin dadelik vir hulle te verduidelik wat sy opstanding beteken. En dis waar die reeks se naam ook vandaan kom. Dis nuut, dis anders, dis iets wat hulle nog nooit beleef nie, nog nooit gehoor het nie. Onthou, ons leef hier in 2026. Hierdie is meer as 2000 jaar terug. Hulle kom uit 'n ander wêreld uit, waar Jesus nog nie uit die dood het opgestaan het nie, waar die bose magte van hierdie wêreld wat teen God gekom het, teen sy koninkryk, nog geheers het. Daar was nog afstand tussen God en mens. Die mens kon nie in God se teenwoordigheid ingaan nie, behalwe die hoëpriester 1 keer 'n jaar, met 'n tou om sy voet, vir as hy in die rein was en dan sy dood, dan moes hulle hom uitsleep. So dis waar die mens geleef het. En hier kom Jesus, en dit wat hy sê, is radical nuut en anders vir hulle wêreld, maar tot vandag toe nog vir ons wêreld ook, alhoewel ons al meer hierdie boodskap hoor. Iemand het laas in die vakansietyd vir my 'n woord kom gee en gesê, hy beleef die Here sê, Doxaday en Mosselbaai gaan hierdie jaar daders van die woord raak, soos nog nooit van tevore nie. Amen. Nee? Ook as ons die evangelie hoor, dat ons dit sal leef in die wêreld waarin ons is. Nou hier is die 3 goed wat Jesus gesê het, en ek gaan dit vir jou net vinnig weer aanhaak van laasweek af. Hulle moes verstom gewees het, nee, want hier die eerste woorde van Jesus is, hy sê, aan my is gegee alle mag of alle gesag in die hemel en op die aarde. Wat doen Jesus hier? Aan my, ek het opgestaan uit die dood. Nou is alle gesag in die hemel en hier op die aarde. En hulle moes seker dadelik gesê, o ja, hy het ons geleer bid, soos in die hemel, so op die aarde. Aan my is gegee alle gesag. So wat sê Jesus hier? Hy sê, julle het 'n Christus verwag. Julle het die profeseë gelees van God, wat die Messias, of dan nou die Christus, die gesalfde een, gaan salf. Hy gaan die seun van God wees, en die heerskappy van God gaan op sy skouers wees. Dis waarvoor hulle gewag het en geleef het, hulle het net op 'n ander manier verwag. En hy sê, hier is ek, en ek is nou koning van die aarde. My heerskappy, hierdie aarde is nie meer onder die heerskappy van die vyand en die bose magte nie, maar onder my heerskappy. Daar's 'n mooi skrif wat ek nou aan dink, maar nou kan ek hom nie onthou nie.
toe maar, daar kan ek nou terugkom na dit toe. Maar wat Jesus hier sê is, hy sê die houvas van die bose oor die aarde, omdat die mens gesondig het, is nou verbreek. Onthou, Jesus het gaan sterf aan die kruis, hy was die enigste een op wie die vyand nie 'n houvas gehad het nie. En daarom kom sluit hy ons nou in by hom, en daar's geen beskuldiging, geen klag meer teen ons nie. Dis wat ons noem genade en liefde. So wat Jesus hier sê is, hy sê, in die Ou Testament is dit geprofeteer, Habakuk 2 vers 14, die hele aarde gaan vol word van sy heerlikheid, soos wat die seebodem bedek, so gaan sy heerskappy, dis heerlikheid, heerskappy, heers, is almal dieselfde stamwoord, so gaan dit die aarde kom vul, en dit het nou begin. Voor Jesus se kruisiging het hy gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Dis die boodskap van die evangelie. Maar nou sê hy, aan my is gegee alle mag, alle gesag, my heerskappy begin nou hier op die aarde, die bose wat dit gekeer het, is oorwin. Dis groot. Vir hierdie mense, ons hoor dit in die tyd waarin ons leef, hier in Doksedui preek ons dit elke dag, maar vir hierdie mense is dit nuut en anders. So Jesus het seker die vraagteken op hulle gesigte gesien, en hulle het gesê, hoe is dit nou, want ons het dan nou gedink, God self gaan kom en in een oomblik die Romeine platvee, almal gaan uit die dode opstaan, sy volk, en die gaan 'n nuwe lewe wees. En nou is dit anders. So hulle het seker die vraagteken op hulle gesig gehad, en dan sê Jesus vir hulle, hoe gaan sy gesag kom? Hoe gaan sy heerlikheid kom? So hoor wat sê hy, is dit nie ongelooflik hoe God se woorde net so strategies op die regte plek is nie? Net daarna, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer alles, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dan heen, ek gaan julle nou stuur. En julle gaan die heerlikheid van God, julle gaan hierdie nuwe boodskap, dat die mens nie meer onder die houvas van die bose is nie, maar onder die heerlikheid van God, julle gaan dit nou bekend maak, julle gaan nou vertel, wat het by die kruis, en by die opstanding van Jesus met die mens gebeur, julle gaan dit vertel, mense gaan dit glo, mense gaan gedoop word, want die doop beteken, die ou mens, die houvas, die ou tipe mens, het gesterf saam met Christus, en het opgestaan in 'n nuwe lewe. En dan gaan hierdie mense, dis wat ook gebeur, dis die boodskap van die doop, maar wat nog by die doop gebeur, is 'n verklaring, ek is deel van die nuwe familie van God. Ons leef op 'n nuwe manier, en ons leer. Ons is mense wat nou leer, dis deel van die opstanding, ons leer nou alles wat Jesus ons beveel het. Ons leer hierdie nuwe mens in Christus, en ons word dit al hoe meer. So kom ons ook hierdie jaar in Doksedui gaan sê, becoming love. Ons word dit meer en meer, soos wat ons leer, in hierdie familie, in hierdie kultuur. So God stuur sy disippels direk na sy opstanding. Hy sê, julle gaan hierdie nuwe heerskappy, hierdie heerlikheid, hierdie vergifnis, hierdie vryspraak, hierdie nuwe lewe, julle gaan dit bekend maak. Die geloof, sê Paulus in Romeine 10, kom deur die gehoor kom deur die woord van God, en dis hoe mense tot geloof kom. Hulle gaan gedoop raak, deel raak van 'n nuwe mens, familie, as jy dit so wil noem, en hulle gaan leer, hoe lyk lewens wat met die vryheid en met die koninkryk van God geassosieer word. Ons het dit vanoggend gesing. Nou ek wil altyd goed sing wat ek nie kan onthou nie. Maar dit was iets gewees van, this is what living looks like, this is what heaven feels like, we praise you, we praise you. Dit het ons realiteit geword. This is what living looks like. Dan sê Jesus, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Of volëinding van die tyd, ekskuus, nie wêreld nie. Volëinding van die tyd. Daar kom 'n tyd wat God nou werk, wat hy sy gesag, sy heerlikheid bring, en hy gaan dit voltooi. Dis waarvan die Grieks daar praat, die volëinding van die tyd, totdat sy koninkryk finaal gekom het. Ok, vandag gaan ons 'n bietjie verder kyk, wat beteken die opstanding van Jesus nog? Wat sê dit? Wat sê dit nou oor ons lewens? Hoe engage ons met hierdie wêreld waar binne in ons is, waar goed baie keer rof en onbeskof en moeilik en oorweldigend kan voel? Ons is mense van geloof. En omdat ons mense van geloof is, kan ons volhard, want ons het die Gees van God, en die Gees van God herinner ons ook aan die woord.
Gister sê my skoonma so mooi ding. Sy sê, dis vir haar so lekker om by die gemeenskap van die heiliges, geloofsmense te wees. Sy sê, sy het nou die dag weer in 'n diens gesit. Toe dink sy, toe die pastoor so 90% weg is, toe dink sy, ek weet al hierdie goed, maar ek moet daaraan herinner word. Jesus het ook gesê, die Heilige Gees gaan julle herinner, sodat jy belyn kan bly, sodat jy vanuit dit kan leef. So ons gaan so 'n bietjie verder kyk, wat sê die opstanding nog oor ons lewens? Nou dis baie interessant. Die skrif is, julle ken al die sinnetjie, incredible. Alles in die skrif is haarfyn verweef met mekaar. Hoor gou-gou, as Matteus die evangelie Evangelion, die goeie nuus van die koninkryk van God, as hy dit skryf in Matteus, dan eindig hy Matteus die laaste sin met die woorde, kyk, ek is met julle, al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Dis hoe Matteus ook die Matteus evangelie begin, en die woorde waarmee hy begin, is die woorde wat hy gaan haal by die profeet Jesaja, wat 800 jaar terug geskryf is, en geprofeteer het. Jesaja het gesê, die woord van God het tot my gekom, en toe sê hy iets wat 800 jaar later gebeur het, maar dit klink soos die einde van Matteus. Hoor gou hoe begin hy, vers 23 van hoofstuk 1. Hy sê, kyk, die maagd sal swanger word. Hy profeteer nou hier, ek sê nou, Jesus gaan nou gebore word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word, beteken God met ons. So duidelik wil Matteus ons aandag hê. Hy wil iets groter sê. Ek, Immanuel, God met ons. Dit wat ek sê, dit wat ek nou vir julle sê, wie God is hy. Dis hy wat met julle is, totdat die volheid van sy koninkryk gekom het. Hoor gou-gou, het Jesaja dit gesê. Nou, ons lees gewoonlik hierdie skrifte in Desember met Kersfees, maar ek dink ons moet dit meer gereeld lees. Jesaja het gesê, hoofstuk 7 vers 14, daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Hier's die teken. Kyk, die jongvrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Hoofstuk 9, hier's die Kersfeesdeel. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy. Aan my is gegee alle gesag, alle mag. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hoekom is hierdie kind gebore? Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde. God se plan van die begin was om die aarde met sy heerlikheid te vul. Vrede, shalom, wholeness. Dit was disturbed. Vir hierdie heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid. Jesus het gekom om dinge reg te maak. Wat stikkend is en gebreek het om dit reg te maak. Hy wil dit ook doen in jou lewe, nou, hier, in hierdie tyd waarin jy nou leef, maar ook in die toekoms, maak hy alles reg. Van nou af, hoor hoe mooi sê die skrif het, van nou af. Van nou af, en vir altyd. En hierdie is vir my die cherry op die koek van hierdie skrif. Die ywer van die Here. Die heerser oor alle magte, onthou aan my is gegee alle gesag en mag. Maar die ywer van die Here, ek weet nie of ek dit so mag sê nie, maar ons praat so in ons taal, die oomf, die krag, die inspirasie van die Here, die heerser oor al die magte, hy sal dit doen. Come on, ons het rede om hoop te hê, om moed te hê. En ek weet, ons sê partykeer vir mekaar is makliker gesê as gedaan. Maar dis wanneer ons moet gaan, dis wanneer ons moet aanskou, dan is wanneer ons kan sê, Here, ek het nie nodig, vul my, bring weer vir my perspektief van waar ek nou is. So hierdie seun, God se seun, hy's Immanuel, dis hoe hy aangekondig word, Immanuel, hy's by ons. Dis nie en dis anders, want daar was nog geen God van daai wêreld wat ooit mens geword het en wat naby gekom het nie. Beslis in elk geval nie om lief te hê nie. Nou sê hy, sy naam is Immanuel. Hy's magtige God. In
2026, kan ons dit net hoor en verstaan? Skepper God, magtige God, hy's hier. Hy's teenwoordig. Ons het laas jaar of 'n jaar voor het ons 'n yskas magnete gemaak wat gesê het teenwoordig. Nou dit het 'n ander doel gehad. Dit het eintlik die boodskap gebring, wees teenwoordig waar jy is. En in die week pak Wouter hulle die store reg en daar kom sulke nog 'n paar van daai magnete uit. Hy sê, wat moet hy met dit doen? Ek sê, wang, dit was nou baie gekoppel aan 'n preekreek. So gee vir van die worship team en Dr. Kietsberg, maar gee net vir my 2 ook op my yskas. Just to be reminded, God is teenwoordig. Hy's magtige God, hierdie magtige God het na ons toe gekom. Hy word mens, hy word as 'n baba gebore, maar hy word groot. Ons het die heerlikheid aanskou van die seun, sê die skrif. Ons het hom aanskou. Daai heerlikheid is 'n heerlikheid wat gekruisig word. Dit is hoe die heerlikheid lyk, om die mag van die bose te oorwin. Ons praat baie daaroor, so gaan nie vanoggend daar aangaan nie. Om op te staan uit die dood en te verklaar, alles is nou nuut en anders. Johannes, in die Johannes Evangelie, doen presies dieselfde. Ek wil dit net vir jou lees, dat jy dit net kan hoor. Hoor hoe begin Johannes, hy sê in die begin was die woord. Die woord was by God, dis Jesus, né? Want hy is die woord. En die woord was God, hy was in die begin by God. In hom was lewe, en nou kom dit hierna toe. Die lewe was die lig vir die mense. God, die skepper, hoor gou wat beteken die opstanding. God, die skepper, die magtige God, Immanuel, hy kom na ons duisternis toe. Hy kom na ons stikkende wêreld toe. Hy self kom om dit te herstel en dit te verlig. This is our story, dit is ons boodskap. Hy self kom, vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Ek wonder baie oor hierdie skrif. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Daar kan baie redes vir dit wees. Maar ek dink een van die redes is, die wêreld was so gekonfronteer met soveel eeue, se duisternis, en nou boop dit het die Jode iets anders verwag. Hulle het nie die koms van Jesus op hierdie manier verwag nie. So sy eie mense wat in God, Jahweh, geglo het hom nie herken nie, het hom nie aanvaar nie. Dan vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hy kom wys weer vir die mens. Hoe lyk dit? Hoe lyk God se heerlikheid as dit naby is? Hoe lyk 'n lewe wat in Christus is? Want almal het geweet, hoe lyk 'n lewe sonder Christus? Ons sien dit, ons ervaar dit, ons raak deel van dit. Dis hoekom ons almal aangetrokke is tot die woord, tot die gees, tot die kerk. Die heerlikheid, ons sien dit. En jy weet binne-in, jy's gemaak vir dit. You just know it, deep calls unto deep. Hier is die vraag vanoggend, wat my en jou kan help om te verstaan waarmee God besig is en hoe hy dit doen. Dit wat God doen, skepper God, magtige God, wat kom, die dood oorwin, opstaan uit die dode uit. Ek wil dit eintlik uitskree, maar ek gaan nou nie. Maar hoekom doen hy dit? Hoekom doen God dit? Hy het lief. Hy het lief. Hoor dit vanoggend, soveel mense glo God het hulle nie lief nie, of they're not good enough, ek weet nie wat nie. Want hy het lief. Hoor wat sê dieselfde Johannes later in die sendbrief van 1 Johannes 4, vers 8, hy sê, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nog nie. Want God is liefde. Hy is liefde. Johannes 3:16, ons kan dit maar elke Sondag sê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God se ewige lewe is hier, nou, dit was, dit is, dit kom. Daai lewe, so lief het God gehad. Dis hoekom hy dit doen. Want hy het jou so lief. Hy het my so lief. Dink bietjie aan Jesus se liefde.
Dink bietjie aan sy heerlikheid. Ons gaan in hierdie jaar baie ontdek oor wat alles behels God se liefde. Dink bietjie aan Jesus. Wat kom doen hy op aarde? Hy vergewe. Waar vergifnis nie verdien word nie. Hy kom soek, dis hoe hy aangekondig het, die gelykenisse, hy kom soek daai verlore skaap, daai verlore penning, hy soek die wat gevind moet word, hy gee op niemand op nie, hy los die 99 en hy gaan soek die een. Ons het daai lied mos baie gesing, ek wil ons moet hom sing, ons het Vrydag ook gesê, ons moet hom weer sing. There's no shadow you won't light up, no mountain you won't climb up, running after me. Kan hom nou nie verder onthou nie, te lank klas terug gesing. Daar's niks, geen berg wat God nie sal opklim vir jou nie, geen dal wat hy nie sal afklim vir jou nie. Is niks te groot vir hom nie, sy liefde kom soek, sy liefde het kom dien. Sy liefde het kom herstel, genees, regmaak waar dit nodig is. Jesus het meegevoel met mense, hy huil saam met hulle. Elke wonderwerk van hom gaan gepaard met compassion. Jesus doen nie 'n wonderwerk as daar nie meegevoel is nie. Sy liefde is ook waarheid. Baie kere vir mense gesê, wees genees, gaan sondig nie meer nie. Stop missing the goal of your life. Dis wat sonde beteken. Hou op om op hierdie manier te leef. Bekeer jou, glo hierdie evangelie. Hoekom sê hy hierdie waarheid vir hulle? Want hy wil hê hulle moet die heerlikheid ontdek. Hulle moet in dit leef. Stop, moenie meer sondig nie. Gaan leef niet. Daar's 'n ander plek waar Jesus ook waarheid bring. Matteus 23 dink ek. Hy sê vir die Fariseërs, Jesus praat waarheid, want hy weet waarheid gaan mense vrymaak. Hy sê vir hulle, julle laai laste en godsdienstige rituele en goed op mense wat julle self nie kan behou nie. En dan wat julle self nie eers kan dra nie, maar dit klink goed, dit klink mooi. En dan laat loop Jesus, hy sê vir hulle, julle wit gepleisterde grafte, julle addergeslag. Hy waarheid raak rof. Maar hy bring lewe, dit maak vry. Die waarheid gaan jy ken, dit gaan jou vry maak. Hy gee homself aan die kruis. Sy liefde bly getrou. Hoor wat doen God? Hy loop, hy stap, Jesus 3 jaar saam met Petrus en dan verloon hy hom. Deel wat het vanoggend gepraat van skuldskaamte en seer. Dan sy kop in die grond, hy ontwikkel nekprobleme van kop in die grond. Hy skaam oor wat hy gedoen het. Hy gaan vang maar weer so vis. Hy hoor van Jesus wat opgestaan het. But he can't go there, hy is te skaam. Oor wat hy aangevang het, wat doen Jesus? Hy kom na hom toe. En hy eet weer saam met hom. En hy sê, vir met jy my waarlik lief. He restores him. Hy sê, ek herstel ook jou roeping. Petrus, jy is geroep. Gaan, laat my lammers wei. Pas my skape op. Sy liefde is getrou. Hoor jy wat dit oor ons lewens sê? As ons kyk na Jesus se groot opdrag, hoe hy hierdie gesag bring, hierdie heerlikheid bring deur ons, hy stuur ons, hy sê ons behoort nou aan 'n familie waar ons leer, alles leer. Jesus het ons geleer, hy het gesê, grootste gebod, nie meer lief soos jou naaste soos jouself nie, maar lief soos wat ek gehad het. So moet julle lief hê. Hy stuur ons met daai liefde, want hy het dit vir ons gemodelleer. Liefde is 'n krag, dit verander die wêreld, dit verander omgewings. En daar waar Jesus met hulle oor dit praat, sê hy dan ook, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die eklesia, die kerk, die wie ek stuur, hierdie beweging wat ek stuur met hierdie liefde, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, poorte van die doderyk sal nog steeds teen dit wil kom. Tot die volëinding van tyd. Maar dit sal dit nie oorweldig nie. Om vanoggend te begin opsom. Wat sê die opstanding van Jesus vir ons? Die opstanding van Jesus, hy het dit gedoen omdat hy lief het. Die opstanding van Jesus is 'n liefdesverklaring. Wanneer Jesus opstaan uit die dood uit, dan sê hy, liefde is gelyk aan my teenwoordigheid. As iemand teenwoordig is en by jou wil wees, is hulle lief. Dan is hulle lief. Hy sê, ek's met julle, ek's God Immanuel, ek kom na julle toe. Dis die storie van die Bybel, van Genesis tot Openbaring. God wil by ons wees, hy het sy mense en sy skepping lief. Hy is hierdie magtige God, wat hierdie groot werk doen om by ons te wees. Dis wat die kruis sê, hy is teenwoordig, die opstanding. Hy sê ook, met die opstanding, ek maak nou dinge nuut. Dit was oud,
was stikkend, was gebreek. Ek maak nuut en dit begin met my en jou. Hy herstel ons in die beeld van God. Hy herstel ons in daai heerlikheid. Hoor hoe mooi skryf Paulus, 2 Korintiërs 5:17, hy sê, as iemand in Christus is, as iemand nie meer in homself is nie, as iemand nie meer onder die mag van die bose is of van iets anders nie, maar in Christus, dan is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Wat sê die opstanding van Jesus oor nuut maak? Hy sê, die opstanding van Jesus beteken, die dood het nie die laaste sê nie. Nou volgens as ons praat van dood, dan weet ons word gekonfronteer met fisiese dood, so ja, dit geld vir dit. Dit het definitief, dood het nie die laaste sê nie, almal wat in Jesus glo, gaan uit die doodheid opgewek word, maar ook vir jou lewe nou. God se liefde kom gryp in mense se lewens in, daar wat dood skade gemaak het, maak nie saak hoe dit gekom het nie, miskien deur 'n verhouding, miskien goed wat jy aangevang het, miskien goed wat met jou gebeur het, hy kom, dood het nie die laaste sê nie, sy liefde het, en sy liefde maak net, hy maak net deur sy vergifnis, en jou dan te roep, en jou te skep dan as 'n nuwe mens, waar ons nog meer volgende week gaan praat. Iemand het een keer gesê, daai oggend, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, was dit die eerste dag van die nuwe skepping. Dis mooi, né? Oue het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Daar's 'n nuwe heerskappy, daar's nuwe reëls. Ons sê altyd in ons span, soos wat die goed praat, sê under new management. Jy is onder nuwe bestuur, die ou dinge is verby, jou verlede hoef jy nie meer te definieer nie, daarom die dood, sê hierdie ou mens, it doesn't work, dit werk nie, dis hopeloos, dis verlore, it's the same pattern over and over, maar nou in Christus, gaan hy my vernuwe, hy doen dit deur sy gees, elke dag, nuwe identiteit, en dan saam met dit, sê die opstanding, en sê God se liefde, jy en ek, is gekies en ons is ingesluit. Toe God eintlik kon sê, ek skryf jou af, toe skryf hy ons in sy storie in, van hoe hy alles gaan nuut maak. Kan jy dink hoe groot God is? Dis ook wat so nuut en anders was. Hulle dalk verwag, Jesus gaan sê, nee, los dit net, julle gaan weer opmors. Ons is nou nuut gewas, sy gees woon in ons, ingesluit by Christus. Hy skryf ons in sy storie in, dis 'n liefdesverklaring in. Die woordjie in. Hoor wat sê in Johannes 20 vir hulle, is ook die tweede laaste hoofstuk van Johannes wat ook gaan oor die opstaan. Hy sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. I don't know, hoekom het Jesus op hulle geblaas, want die uitstorting Pinksterdag was eers 'n bietjie later. Onthou jy toe God vir Adam gemaak het, toe blaas hy in hom en hy word 'n mens. Hier kom blaas God weer op hulle na sy opstanding, want hulle word nuwe mens. Nuwe mens in Christus, saam met vrede. Die heerskappy is op sy skouer om vrede, reg en geregtigheid te bring. Paulus het so 'n encounter gehad met God se liefde, met die opstanding, die boodskap van dit, laat hy dan later skryf, 2 Korintiërs 5 vers 14, ek het die Engels, want die Engels sê hom net mooi, hy sê, the love of Christ compels us, dring ons, because we judge this, hier is ons redenasie, hier is ons oortuiging, that if one died, Jesus, one hoofletter, for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Hierdie compel beteken as 'n innerlike dryfkrag, dis wat die Griekse woord beteken. Paulus sê, hierdie liefde van God, hierdie nuwe, nuut
anders. Hierdie boodskap, hierdie goeie nuus, het my hele lewe kom heroriënteer. En dit het my lewe so verander, so georiënteer, dat ek nie meer kan stil bly nie. Dis hoekom ek nou op 'n mission is. Ek sal selfs getuig as ek daar in die stuk hout hang in die water. Ek sal selfs getuig as ek op die eiland afklim en die slang pik my. En hou sy oë op Jesus, daai hele eiland kom tot bekering. Ek weet wat die liefde van God doen. Ek weet wat die koninkryk van God doen. Ek weet hoe was die ou lewe, die godsdienstige lewe. Ek weet hoe's die nuwe lewe. Ek kan nie stil bly nie. Ek is op 'n mission. Mense kan nie die koninkryk van God mis nie. Mense kan nie die krag, die liefde, alles wat dit insluit, mis nie. Dis hoekom hy sê, the love of Christ compels us. Ek is die Here dankbaar. Ek deel is van 'n gemeente wat iets hiervan verstaan. Familie op missie, Doxa Deo, die koninkryk van God. Mossel Bay, ons weet goed is alright hierso, nee, dit werk, dit is goed. Maar iemand het ook een keer gesê, moenie push-ups doen teen jou ouma nie. We know there's so much more. Gister dink ek weer by myself. Ek dink, Here, as ons net hierdie woord verstaan, en as ons net verstaan hoe werk liefde en hoe hy ons gesteer het met liefde en ons leef dit uit, die eklesia, die beweging leef dit uit, hoe sal hierdie plek nie wees nie? Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is nou die krag wat in ons werk en ons bemagtig vir hierdie. Soos wat ons hom aanskou. Immanuel, God by ons, met ons, magtige God hier by ons. Ek wil jou vra om jou oë te sluit. Ek dink die Here sê soveel goed deur hierdie woord. Vanoggend dalk net die eerste ding. Miskien net die eerste ding. Miskien hoor jy self vanoggend net hierdie nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe in Christus. Iemand soos 'n Nikodemus, Hy was 'n skrifgeleerde, maar hy weet, iets is missing. En hy sien dit by Jesus. Hy glip na Jesus toe in die nag, en hy praat met Jesus daaroor. Hy praat oor die koninkryk van God, hy sien die heerlikheid. Hy weet hy's geroep om deel te wees van dit. En Jesus gee vir hom 'n antwoord, hy sê vir hom, Nikodemus, jy kan nie die koninkryk van God ingaan as jy nie weer gebore word nie. En Nikodemus is verstom, hoe kan jy weer gebore word? En Jesus sê, nee, dis nie wat ek bedoel nie. Jy kan nie weer uit jou ma uitgebore word, jy is te groot. Hy sê, maar die gees van God werk soos 'n wind wat waai. Jy weet nie waarvandaan hy kom nie, jy weet nie waarheen hy gaan nie, maar die gees effek werk deur jou en hy breek vir jou die koninkryk van God op en hy help jou, oortuig jou om te sê, that is what I want. Dis wat ek soek. As die wind gewaai het, weet jy, hy het gewaai. So miskien sit jy vanoggend hier en sê, Here, ek hoor hoe die nuwe lewe, die liefde van Jesus, die koninkryk van God, my roep. En ek wil ja sê vir dit. So ek wil dan vanoggend graag vir jou bid. As jy vanoggend wil sê, Here, ek sê nee vir die ou lewe, ja vir die nuwe lewe. Ek wil U ken, ek wil vanuit U leef, ek wil U volg. Wil jy nie net jou hand vinnig in die lig sit, ek gaan net saam met jou bid. Daar's oral hande wat gaan. Dankie vanoggend vir jou geloof. Dankie, jy kan maar laat sak, Here. Dankie dat U vanoggend mense red. Mense herstel, mense toevou met U liefde. Dankie dat U woord vanoggend kom en mense nooi om oor te gee. Oor te gee aan iets baie groters, beters. Ons weet eintlik nie om dit te beskryf nie, want dit is volmaak. Die hele week loop ek met hierdie gedagte. Miskien is dit volgende net vir iemand spesifiek, sommer terwyl ons so in aanbidding is. Iemand wat dalk sê, Here, maar hoe is dit om U te volg? As al hierdie moeilikheid om my is. Jesus self, ek dink hier's dalk iets van 'n antwoord vir dit. Jesus self het gesê, in hierdie wêreld gaan julle moeilike goed beleef, maar hou goeie moed, ek het die bose oorwin.
Dit wat jy beleef is nie the end of your story. Die feit dat daar moeilike goed kom, is juist 'n teken dat God se koninkryk 'n realiteit is. Want daar's nog 'n vyand wat dit wil steel. En jy wil wegtrek van die lewe wat daar in Christus is. Dankie Here dat U vanoggend deur die Gees mense innooi in die koninkryk in 'n nuwe lewe in. Dankie dat U dit nou doen in hierdie oomblik. Net soos wat U dit doen, die woord sê dit so duidelik. Ons word weergebore, maar hierdie keer vanuit God. Dis soos 'n gordyn wat wegskuif. Dankie dat U ons vergewe, Here. Dankie dat U ons insluit by U en ons nuut maak. Here, ek wil ook volgende bid vir ons as gemeente. Help ons om hierdie woord te hoor. Aan U is gegee alle mag, gesag hier op die aarde. U koninkryk kom. Daar's nie 'n ander plan nie. Die plan om die koninkryk van God bekend te maak, die heerlikheid van God visueel en tasbaar te maak, is deur ons, die kerk, die Ecclesia. Help ons om dit te verstaan. Kom vul ons vanoggend, Here, opnuut met hierdie woord, met die Gees, met die krag. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sê Handelinge 1:8, en julle sal my getuies wees. Dankie Here dat U ons kragtige getuies maak. Ook met die krag van liefde, wat werk, wat soos 'n lig skyn in die duisternis. Die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Romeine 5:5. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. As jy vanoggend wil hê iemand moet graag saam met jou bid, ek wil regtig nooi om daarop te reageer. So al wat gebeur is, as ons diens klaar is, net daar aan my regterkant, daar by daai bordjie, chapel, gaan net vir ons daarin. Daar's iemand wat wag en gereed is om saam met jou te bid. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam, No Other King.